reeks om by Jesus te leer, ontmoet ons vandag die 4de disipel, Johannes. Nou, ek moet nogal bieg, Johannes was nog altyd vir my een van die gunsteling. Sy evangelie en sy briewe is vir my spesiaal, want dit is deurtrek met 2 dinge wat ons wêreld so bitter nodig het. Liefde en waarheid. Nou, Johannes is die geliefde disipel. Hy is die een wat teen Jesus se bors geleun het, die een wat later, toe al die ander gevlug het, steeds by die voete van die kruis gestaan het. Dit wil amper vir ons voorkom of Johannes so naby aan Jesus was, of hy dalk sy gunsteling was. Maar Johannes het nie as 'n sagte mens begin nie. Sy storie is eintlik een van radikale transformasie wat ons deur 4 fases van sy lewe kan sien. Nou, Johannes se pad begin in Lukas 9 vers 54. Hier sien ons hom op sy ergste. Hy en sy broer Jakobus wil vuur uit die hemel afbid om mense te vernietig wat nie gedink het soos hulle dink nie. Hy was vurig, eksklusief en nogal hard. Hy het gedink geloof gaan oor wie die magtigste is. Die seun van die donder het hy bekend gestaan voor. Maar alles verander by die laaste adventmaal in Johannes 13. Hier sien ons die man wat wou verbrand, nou besig is om teen Jesus te leun. Hy is teen Jesus se bors. En ek dink hier lê die geheim. Hy kan nie die wêreld met oordeel verander as jou eie hart nie eers deur nabyheid sag gemaak is nie. Hy is naby genoeg om die hartklop van God te hoor en daardie ritme begin sy eie donder weerstand maak. Dekades later skryf hy dieselfde man in 1 Johannes 4 vers 7 tot 12 sy mees bekende woorde. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want liefde is van God. Hierdie donder weer het plek gemaak vir 'n diepe, volwasse deernis. 'n Volwasse geloof. Johannes het uiteindelik verstaan dat God nie 'n verterende vuur van wraak is nie, maar 'n vuur van transformerende liefde. Hy het geleer dat jy jouself eers werklik vind wanneer jy bereid is om jou naam en jou ego te verloor in sy liefde. En ons sien hier transformasie wanneer hy sy evangelie nie een keer sy eie naam noem nie, maar homself na homself verwys as die disipel vir wie Jesus liefgehad het. Nou selfs aan die einde van sy lewe as 'n ou man in ballingskap op die eiland Patmos in Openbaring 1, is hy nie bitter nie. Hy is steeds die geliefde. Sy ballingskap kan hom nie skei van die hartklop wat hy jare gelede teen Jesus se bors gehoor het nie. En ek dink dit wys vir ons dat nabyheid aan Jesus beskerm jou nie noodwendig van die storms van die lewe nie, maar gee vir jou hierdie anker om daarin te staan. So ek dink vandag nou Johannes ons uit. Hou veg vir jou plek by die tafel. Los die donder weer, los jou eie ego. Kom leun net teen sy bors. Want wanneer jy sy hartklop hoor, begin jou eie hart uiteindelik